Ja, ek dink dit gee indruk van die stemtoon van baie van die boek. Ja, snaaks, hoe dit ook al beskryf, lig, maar dit is ook nie ligsinnig nie. Ek weet, daar is op al hierdie weermagtige boeke gewees, soos Klein Jan briewe, wat regtig baie ligsinnig was, maar jy het eintlik 'n ernstige boek geskryf sonder om ernstig te klink. Wat my getref het toe ek die eerste keer gelees het, is jy's nie kwaad nie. Almal is ons veronderstel om beskiklik kwaad vir die army te wees. Ja, ek dink daar is teenstrydighede in die boek. Of jy kom nie kwaad voor. Ja, ek dink mense kan sê dat teenstrydighede in die boek as jy, maar eers as jy die boek deurgelees het, sal jy verstaan wat bedoel word. Aan die een kant sal ek byvoorbeeld sê, ek is heeltemal teen oorlog. Want oorlog is vir my gelegitimiseerde massamoord, en dit word die politici bepaal, en die ouens wat in die oorlog deelneem het nie sê dan. So jy word ook gedwing in 'n situasie wat jy nie wil wees. Maar aan die ander kant, so mense my vra nou, as jy weer in dieselfde situasie is, sal jy weer iets wat doen, en sal ek ja sê. Nie vir die huidige regering nie, maar as dit weer dieselfde situasie was. En miskien wat dan in dieselfde situasie. Presies soos dit was. Dieselfde tydperk. Ja, goed. Kom ons kom uit in kommunisme. Iemand het nou net my gesê, so glo jy nou regtig daar was iets soos 'n rooi gevaar. Ja, ek glo dit nog steeds. En ek het geskiedenis studeer. Ek het ook politieke geografie studeer waar Oxford studeer wat groot anti-apartheid was. Ons vertel het wat gebeur wanneer kommuniste oorvat in 'n land. En as jy 'n oorlog het, 'n sogenaamde revolusie, en daar's wapengeweld, met wapengeweld die regering oorgeneem, dan werk dit nooit baie goed uit nie. En jy kan maar kyk in Oos-Europa, hulle sit nog steeds om reg te kom. Ook in China en baie ander plekke, Cuba, Kambodja, waar ook al. Ons kan sê wat ons wil, F.W. de Klerk en al die ouens, Meyer, almal is kwaad vir hulle nou, maar never mind hoe goed hulle dit gedoen het of nie. Die idee was dat daar nie net 'n ongekwalifiseerde oorname gewees nie, en in 1989 het die Berlynse muur geval, reg? En kommunisme was daarmee simbolies ook in sy hel gewees. En toe het die oorlog opgehou. Dis nie toevallig nie. Toe is dit 'n jaar of 2,5 was dan nie meer 'n grensoorlog gewees nie. En ek is seker dat die oorlog nie heeltemal verniet was. Daar was baie mense dood en mense dink, was dit nie moeite werd, soos na enige oorlog. Maar ek is pas oortuig dat dit ons slegter afgewees het, al lankal, 10 jaar of so vroeër al as wat ons nou is, as hulle dit eenvoudig met wapengeweld oorgeneem. En 'n mens moet 'n onderskeid tref tussen die ou storieetjies van, jy weet, wat hierdie kadetkampe of wat ook al gehad het, voortrekkerkampe, waar mense sou gekom het en vertel het van, jy weet, as jy 'n plaat wat so voorspeel, dan is daar 'n duiwelse boodskap, en party mense assosieer die rooi gevaar daarmee. Daar was 'n rooi gevaar, maar dit was die Russe gewees in China en so aan. Miskien het hulle nie snaaks wakker gelê en gekwel oor oorlog van Suid-Afrika oorneem nie, maar dit was tog hulle bereid gewees om kommunisme oor die hele wêreld te versprei. So jy kan nou maar dink wat jy wil, ek dink nog steeds ons het 'n rol gespeel om die oorgang te vergemaklik, en dat dit nie net eenvoudig net, jy weet, 'n klomp revolusionêres was wat die land oorgeneem het. Elkeen kan sy eie mening daaroor hê, en dis hoe ek daaroor voel. Jy is nie spyt oor niks. As jy met baie oudingspligtig gespraat, dan sal ek vir jou sê, dis 'n tyd wat ek bly was as ek deurgemaak het, maar ek sal dit nooit weer wil doen. Ek dink dit sê min of meer wat die meeste van ons sou voel. Die hele ding dat julle Boesmans, julle onderwys gegee vir die mense, was daar iets vir jou hartseer, ek weet nie wat is nie die regte woord nie, maar om Boesmans tradisioneel is vredelewende mense, of word so ervaar, of daar is soke, maar is toch mense met 'n sekere heelheid in ideale omstandighede, en hier word hulle opgelei om oorlog te maak.
En jy is half deel daarvan gewees. Kyk, toe ons daar kom, het Omega nou al 'n tyd lang bestaan. Dit was die eerste basisnaam was Alpha geloods, wat moes teken begin, Omega die einde. En hulle het net later wil die basis geskuif na meer 'n plek waar daar 'n watergat was en so wat 'n beter strategiese ligging was. En Omega geloods is presies in die middel van die Caprivi. Daai armpie wat so na Zambië toe wys daar bo in Suidwes. Ons was dan 14 km suid van die Angolese grens en daar was nog 14 km en dan jy Okavango die Botswana se noorde gekry. So dis waar ons was. Katima Modelo was heeltemal aan die ooste op die puntjie en Rundu was weer na die weste kant toe waar ons hoofkwartier ook was, waar ons gegaan het vir sport en sulke dinge en een keer in 'n skikkeljare so 'n groot parade gehad so. Ekskuus my nou die Bushmans. Die Bushmans wat daar was, terloops het hulle self Bushmans genoem. Hulle het nie die woord San geken nie. San ek in elk geval mense. Dit is almal wat aanvaar nou is dat Bushmans. Dis daar ja, daar sommige mense wat nog dink Bushmans is 'n vloekwoord. Maar daai Bushmans was twee stamme gewees wat nie eers mekaar kon verstaan nie. Hulle het heeltemal verskillende tale gehad, Kellas en Baragwena soos hulle name. En hulle het met mekaar Afrikaans gepraat. So dit was die Weermacht se lingua franca gewees. En nou hier in Stellenbosch is dit eintlik ironies om te sê dat almal daar Afrikaans gepraat het. Maar dit was nou maar om almal mekaar te verstaan. Hulle het nie Engels geken nie. Miskien 'n bietjie Portugees, die wat uit Angola gekom het. En die rede hoekom hulle daar was, is toe van ons troepe in Angola was, Pik het ons nog lank gesê ons is daar nie en is my beste vriende daar in 'n tankie is naby Luanda en sê Pik op die TV, daar is geen Suid-Afrikaanse troepe in Angola. In elk geval, hulle was onderdruk deur die swart mense daar en hulle het vrywillig saam met die Suid-Afrikaanse troepe teruggekom. Dit is vir hulle 'n beter opset gewees om daar weg te gaan en in die Caprivi te kom bly waar hulle gedink het dit was baie lekker. Hulle kon nie verstaan hoekom ons wil terug gaan Suid-Afrika toe as ons klaar was om ons diens te doen. Wil jy nie een van daai dele wat jy dit uitbeeld in jou boek ons lees nie? Wat presies wil jy weet ek lees? Nee, die idee van hoe so ek sê mens het hierdie idee van Bushmans sangmense as natuurmense wat op baie lewe na in die natuur en diere jag en hier word hulle mensejagters en wat hulle ek het nie situasie geplaas wat hulle mensejagters en julle gee hulle onderwys en daar is my half iets ek dink nie net dalk so bedoel maar moet jy net 'n eerlike storie vertel maar dit is my half amper 'n bietjie weermoedig geraak van die Bushmans. Ek kan nie dink 'n spesifieke plek maar ek sal vertel. Ek gaan vertel my eerste klas, ek het vir die stand 4's het ek was weer my registerklas gewees. Hoewel ek opgelei was as 'n hoërskoolonderwyser, die skool was van kindertyd gewees tot standaard 7 en daarvandaan moes die kinders punt toe gaan as hulle verder wil leer. En net 'n paar het ook. En jy moet onthou die ouers het geen skool gehad nie. Jy het geen vrees gehad vir ouer onderwyservergaderings as die ouers gaan pak nie. Hulle kon nie lees of skryf of enigiets nie. So dit het hulle maar daar geleer. Toe ons daar gekom het, was die skool reeds gebou. Elke klaskamer het hulle so sementstene gebou en mooi bruin geverf, so mooi aanmiddag. En daar was 'n hele kompleks en dit alles was binne in 'n inheemse bos gewees. Niemand mag bome uitgekap het en so. Maar die eerste klas wat ek toe gee nou 'n idee te gee van wat jy sê. Ons het toen nog nie 'n swart baadjie gehad, ons het so 'n eseltjie gehad, soos die kinders op 'n swart baadjie op 'n esel staan en dis skryf net daar, kyk nou moet ons die Kaap se labers volg, wat my, ja, ek het gedink is absurd. Daar was 'n bietjie sy Wesgeskiedenis agter in die handboeke, maar dit is hoofsaaklik Kaapse se labers. Oor baie reële oor die rede opstand en agter. En ek skryf bo aan die Wes-een die groot trek. En ek kyk julle soos ek dink, wat die hel het julle te doen? En wat gaan julle hiervan verstaan? En hulle kyk net so daar's geen hulle verstaan nie. Ek sê vir hulle, weet julle wat is trek? Ek dink dit hoor die Bushman te weet.
Ja, weet glad niks. Toe moet ek nou maar aanpas. Toe ek nou maar vir hulle eers konteks probeer gee en so. Ek sê, alright, hier gaan julle eksamens skryf, maar ons sal sorg dat julle goed doen. Ons het hulle pak gegee ook, hoor. Maar dit was vir totaal ongedisciplineerd, hulle het geen dissipline geken, dit is nie deel van hulle kultuur nie. Die kinders gooi die groot mense met klippe daar af, allemaal staan, dit is heeltemal 'n ander ding. Maar toe ons al weg is daarna, was die slaagsyfer 80%. Nee, Kaapse salaris is dit saam geskryf. En ek dink ons standaarde was baie goed, want die inspekteurs het daar met die vliegtuig gekom, die skool was reg langs die aanloopbaan te loop. En dan het hulle kom inspeksie doen 2 keer 'n jaar, en hulle het ons vrae stelle wat as voorbeelde vir die res van dis was die Nieuwlandse onderwysdepartement geweest. So ek dink ons is alles in Afrikaans afgelê. Ja, dit is Afrikaans.